Shabbat Shalom, halleluja, ek loof die naam van Yahweh ons Elohim, ek vereer hom en ek verheerlik sy lieflike, heilige en soewereine naam. Wat 'n voorreg om met jou te kan gesels op hierdie pragtige Saterdag en dit is Shabbat en ons is nou natuurlik hier om die woord van Skepper lewende God in jou hart te kom saai en dat jy sal weet dat Yeshua is jou verlosser en saligmaker en dat jy hom nodig het elke dag van jou lewe. So ek wil jou vat na die woord toe en daar is so 'n bietjie Bybelstudie wat ek en jy gaan doen. Ons gaan so 'n bietjie hardloop deur die woord en ek wil met jou gesels oor die profetiese tydlyn oor wat gaan gebeur na die koms. Want daar is, so in die algemeen is daar verwarring oor die profetiese tydlyn en wat is die gebeure wat volg nou natuurlik na die koms van Yeshua, want party mense vra maar hoor hierso wanneer is die 1000 jaar vrederyk en wanneer kom die nuwe hemel en die nuwe aarde en wanneer is die regterstoel van Messias en waar is dit en wanneer is die wit troon oordeel? So daar is so 'n bietjie verwarring in terme van dit wat ek vandag wil uitklaar. So hierdie boodskap is noodsaaklik sodat ons kan weet wat is die profetiese tydlyn vir die lewende God en wat opgeteken is in sy woord. So hiermee wil ek hierdie sê, dis 'n baie belangrike stelling wat ek nou gaan maak. Nog nooit in die geskiedenis van die mens was daar so 'n gunstige tyd vir die vervulling van Bybelse profeseë soos nou nie. Nog nooit. So dis 'n absolute gunstige tyd. Maar kom ons gaan kyk nou eers na wat die kondisies gaan wees voor die koms van Yeshua, voordat ons kan bepaal wat gebeur daarna. So kom ons gaan kyk so 'n bietjie na die kondisies, want as jy kyk na die kondisies, dan besef ons dat ons lewe absoluut in die laaste dae. So ek wil jou vat na die woord toe, Matteus hoofstuk 24, en ons gaan 'n paar verse daar saam lees, vanaf vers 3, ons gaan 'n paar verse daar saam lees, so vat jou Bybel, lees saam met my, merk hierdie in jou Bybel, en ek gaan 'n paar goedjies hanteer in terme van Matteus hoofstuk 24, die koms van Yeshua, en dan gaan ek vir die profetiese tydlyn gee van die gebeure na die koms van Yeshua. Alright, so ek lees vanaf vers 3. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê: Vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees en wat die teken is van u koms en van die volëinding van die wêreld. Dis 'n baie direkte vraag. 'n baie direkte vraag. Die vraag is as volg: wanneer sal hierdie dinge gebeur? Wat is die teken van u koms en wat is die volëinding van die wêreld? En nou kom Yeshua en hy antwoord die vraag in vers 4. En dis noodsaaklik om te hoor wat sê Yeshua heel eerste. Die eerste woorde wat uit sy mond uitkom nadat 'n baie direkte vraag gevra word. Hy sê: Pas op dat niemand julle mislei nie. Pas op dat niemand julle mislei nie. Dis darem maar 'n baie duidelike stelling. Hy sê pas op dat niemand julle mislei nie. So die disippels vra, wat is die teken van die laaste dae? Wat gaan gebeur in hierdie tydperk? Wat is die teken van die koms en die volëinding van die wêreld? Weet jy wat antwoord Yeshua hulle heel eerste? Pas op dat niemand julle mislei nie. Mense, daar was nog nooit in die tydperk waarin ons vandag is, soveel misleiding soos nou nie. Nog nooit. Ja, daar was nog altyd misleiding, selfs in die tydperk toe Yeshua hier was en ook die apostels, nadat Yeshua opgevaar het, en in die apostelse tye was daar ook verleiding, en selfs daarna, maar in die tydperk waar ek en jy vandag lewe, is daar soveel misleiding. En ongelukkig gebruik die vyand sosiale media om ook mense te bereik met 'n misleiding. Dis hoekom Yeshua sê, hy sê pas op dat niemand julle mislei nie. Vers 5. Want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Messias en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind
maar dis nog nie die einde nie. So ons is besig om hierdie goed te sien gebeur. Daar is al oor die afgelope paar jaar en dit vermeerder, die intensiteit daarvan vermeerder, maar ons sien hierdie goed plaasvind. Daar is oorlog, daar is gerugte van oorlog. Net onlangs is daar aanvalle tussen Pakistan en Indië en hierdie dinge is besig om te gebeur. En vers 7 sê, want een nasie sal teen 'n ander nasie opstaan en een koninkryk teen 'n ander, en dan sal daar hongersnote wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Is die begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Maar hierdie is baie belangrik om te verstaan. Yeshua sê dat julle gaan gehaat word ter wille van my naam. Ter wille van wie se naam? Wie se naam? Yeshua se naam. Ter wille van Yeshua gaan ons gehaat word. So is hierdie geskrywe net vir die Jode of is dit geskrywe vir die gelowiges? Dit is natuurlik geskrywe vir die gelowiges, want as jy in Israel kom en jy praat met die Jood en die ortodokse Jood oor die algemeen verwerp hulle Yeshua. Daar is 'n messiaanse Jode reg oor Israel en daar is werklik waar oplewing, maar oor die algemeen en grootendeels is die Joodse nasie verwerp hulle Yeshua. Hulle verwerp hom. So hierdie is nie geskrywe net vir die Jode nie, want hier sê Yeshua, hy sê dat julle gaan gehaat word ter wille van my naam. Wie se naam? Yeshua se naam, dis hy wat praat. So as ons gehaat gaan word ter wille van Yeshua se naam, dan beteken dit dat die volgers van Yeshua, wat hom dien in gees en in waarheid, wat dan natuurlik terugkeer na die woord van Skepper lewende God, wat sy feeste onderhou, wat sy wet onderhou, wat die Shabbat onderhou, dis hulle wat gehaat gaan word. As ek en jy sy naam bely, dat ons aanbid Yeshua, ons verlosser en saligmaker, hy is die een wat sy lewe vir ons gegee het, sodat ons gewas kan word deur sy bloed, en deur sy bloed is ons in 'n verhouding en 'n verbond met Yahweh ons Elohim. So terwille van sy naam gaan ons gehaat word. En dan sal baie tot struikeling gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En ons sien dit vandag ook. Daar is soveel baie valse profete wat opstaan. En as jy nou natuurlik sien, Deuteronomium hoofstuk 13 gee die spesifieke kenmerke van 'n valse profeet. So daar's baie valse profete wat vandag opstaan en ongelukkig gebruik hulle sosiale media en platforms om hulle stem te laat geld en so baie mense word mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van baie mense verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hulle sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis van al die nasies en dan sal die einde kom. Met ander woorde, die evangelie van die koninkryk. Wat is die evangelie van die koninkryk? Die evangelie van die koninkryk is 'n evangelie van gesag, autoriteit en mandaat. Dis wat ons het. In wie? In Yeshua. Ons het krag, ons het autoriteit en mandaat. Daarom sê sy woord dat ek gee julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die mag van die vyand en niks sal julle skade doen nie. Vers 15. En wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek word deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug, wie op die dak is moet nie afkom nie, en wie in sy huis en om iets uit sy huis weg te neem nie, en wie op die land is, moenie omdraai om sy klere weg te neem nie, maar weer die vroue wat swanger is, en die wat nog soog in daardie dae. En bid dat julle vlug nie in die winter of op die Shabbat mag plaasvind nie. Want dan sal daar 'n groot verdrukking wees soos daar nog nooit van die begin van die wêreld af tot nou toe gewees het nie, en ook nooit sal wees nie.
En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Terwille van wie? Die uitverkorenes. Luister mooi. Terwille van die uitverkorenes. Met ander woorde, waar is die uitverkorenes tydens die groot verdrukking? Mense, ons moet die woord lees soos wat dit geskrywe staan. Waar is die uitverkorenes tydens die groot verdrukking? Want Yeshua maak dit baie duidelik, maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dae nie verkort word nie. As iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Messias of daar, moet dit nie glo nie. Want daar sal valse Messias en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. Weereens praat hy van die uitverkorenes. So waar is die uitverkorenes tydens hierdie periode? Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê, as hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moenie uitgaan nie, en kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan tot die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want oral waar die dooie liggame lê, daar sal ook die aasvoëls saamkom. Vers 29. En dadelik na die verdrukking. Dadelik waar? Wanneer? Dadelik na die verdrukking. Van daardie dae sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel afval en die kragte van die hemele sal geskit word, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal wie versamel? Die uitverkorenes. So weer eens, vir die derde keer in Matteus hoofstuk 24, praat hy van die uitverkorenes, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemel tot aan die ander einde daarvan. Net tot sover. So hierdie is 'n amazing gedeelte in die woord van Matteus hoofstuk 24, en dit maak vir ons baie duidelik 'n sekere punte in terme van wat gebeur met die koms van Yeshua, en as ons kan bepaal wat gebeur voor die koms van Yeshua, kan ons bepaal wat gebeur na die koms van Yeshua. So, hierdie is noodsaaklik, ons moet baie mooi luister. Hy sê, en dadelik na die verdrukking van daardie dae, dadelik na die verdrukking. Dis wanneer die koms van Yeshua gaan plaasvind, na die verdrukking van daardie dae, en hier sê die woord in 2 Tessalonisense 2 vers 3 tot 4, beaam hy dit, om te sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Net soos wat Yeshua gepraat het, kom Paulus en hy praat ook, hy sê, pas op, dat niemand julle mislei nie. Want eers moet die afval kom. Wat moet eers kom? Die afval. In ander woorde, daar moet eers 'n afval plaasvind reg oor die wêreld en ook veral onder gelowiges, en as ek dit nou maar so kan noem, in die kerke wêreld. Maar eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef, bo al wat Elohim genoem word, of 'n voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van Elohim, as Elohim sal sit en voorgee dat hy Elohim is. So hier sê die skrif in 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 3 tot 4, sê hy baie duidelik dat daar is iets wat gaan gebeur voor die koms van Yeshua. Gaan lees 2 Tessalonisense, Paulus begin skrywe en hy praat oor die koms van Yeshua. Hy sê, ouens, ek wil hê julle moet baie mooi verstaan. Yes, die koms van Yeshua gaan plaasvind, maar voordat dit gaan plaasvind, gaan daar iets gebeur. En hier sê hy, want eers moet die afval kom, en dan moet die seun van die verderf moet geopenbaar word. So voor die koms van Yeshua gaan die verskyning van die antichrist plaasvind. Voor die koms van Yeshua. Want wanneer is die koms van Yeshua? Dadelik na die dag of daardie dag van die verdrukking. So Matteus 24 vers 15 sê, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Hier sê Yeshua dit in vers 15. Hy sê, voor sy koms
gaan julle die seun van die verderf, julle gaan die verwoester, julle gaan die antichrist sien, en hy gaan presies in die heiligdom staan, net soos wat Daniël geprofeteer het. Hy gaan in die heiligdom staan. Waar gaan dit gebeur? In Israel. Hy sê, laat hy wat lees oplet. Okay, so kom ons gaan lees Daniël 9 vers 27. Kom ons gaan lees dit. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. En op die vleuels van gruwel sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Wat bedoel die woord hier met 'n sterk verbond sluit? Wat bedoel die woord hier? Hierdie woord praat van die feit dat die antichrist gaan 'n vredesverbond sluit in die Midde-Ooste, en ons sien dat dit is tans besig om te gebeur, en Benjamin Netanyahu en Donald Trump is hard besig om vrede te probeer bewerkstellig in die Midde-Ooste, en daarom is daar oor die afgelope paar maande sekere goed wat gebeur het, daar is sekere profeseë wat alreeds tot vervulling gekom het, en ons sien dat Donald Trump en Israel en Benjamin Netanyahu is besig om 'n vredesverbond te sluit met Saudi-Arabië, en hulle probeer alles in hulle vermoë om vrede te bring in die Midde-Ooste. En ons mense wat sê, maar Trump is die gunstige persoon om so iets te doen. En nog nooit in die geskiedenis van die mens was daar ooit so tyd gewees soos nou, dat daar vrede sal wees in die Midde-Ooste nie. En jy sien, dis die antichrist wat die vredesverbond wil sluit in die Midde-Ooste, en daarom sê 1 Tessalonisense 5 vers 3, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die baringsnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. En wat is die woorde wat ons hoor die afgelope ruk, is vrede en veiligheid, vrede en veiligheid. En ons sien dat die vyand is so besig om hierdie alreeds te probeer bewerkstellig. So met ander woorde, as ons nou gaan kyk na Matteus hoofstuk 24, dan is daar sekere dinge wat in die boek van Matteus vir ons duidelik gestel word. Vanaf Matteus 24 tot vers 4 tot 8 sê dit baie duidelik dat dis die begin van die smarte. Die begin van die smarte, so daar sekere dinge wat gebeur, wat die aanduiding gee dat ons is in die begin van die smarte. En ek wil vandag vir jou dit baie duidelik maak, ons is reeds daar, ons is reeds by die begin van die smarte. Dan volgens Matteus 24 vers 9 en 2 Timoteus 3 vers 1 gaan daar verdrukking wees. Daar gaan wat wees? Verdrukking wees. Daarom sê 2 Timoteus 3 vers 1, weet dat in die laaste dae gaan daar swaar tye kom. Daar gaan swaar tye kom, so daar gaan verdrukking wees. Dan die volgende ding wat gaan gebeur is die opstaan of die openbaring van die antichrist volgens Daniël 9 vers 27, Matteus 24 vers 15 en 1 Tessalonisense vers 2, hoofstuk 2 vers 3 tot 4. Die openbaring van die antichrist. Wanneer die openbaring van die antichrist plaasvind, dan weet jy, dis die groot verdrukking. Die groot verdrukking, Matteus 24 vers 21, en die groot verdrukking is 'n periode van 3,5 jaar. Dis die groot verdrukking. Mense, ons met ons woord lees, as jy gaan kyk in die boek van Daniël, en jy gaan kyk in die boek van Openbaring, dan sal jy sien, dis 42 maande, of is dit 1260 dae, dit beteken dis 3,5 jaar, waar die antichrist sy verskyning maak, waar daar 'n groot verdrukking oor hierdie aarde gaan wees. Dan die 5de ding wat opgeteken is in die boek van Matteus hoofstuk 24, is dat die wederkoms van Yeshua gaan plaasvind. Matteus 24 vers 29 tot 31, 1 Tessalonisense 4 vers 16, 1 Korintiërs 15 vers 51, en natuurlik Sagaria 14 vers 4, waar hy sy voet op die Olyfberg sit. So met ander woorde, Yeshua kom fisies af, hy kom en almal gaan hom sien, elke oog sal hom sien, en elke knie sal buig, en elke tong sal bely dat hy waarlik die koning is van alle konings. So mense, hy kom sigbaar. Mense, hy kom om sy bruid te kom haal, en om sy koninkryk hier te kom vestig op die aarde. So dis wat gebeur, dis die wederkoms van Yeshua. So nou het ons bepaal,
wat gebeur met betrekking tot die koms van Yeshua in Matteus hoofstuk 24, wat al die punte is, wat gaan gebeur, so nou na die koms, na sy wederkoms, wat gebeur na sy wederkoms? Right, so na sy wederkoms, gebeur daar iets, en ek wil jou vat na die woord toe, net so eentjie verder, Matteus hoofstuk 25. Jy sê, want Yeshua kom om sy koninkryk hier op aarde te vestig. Dis belangrik om dit te weet. Hy kom om sy koninkryk hier op aarde te vestig. Nou sê Matteus 25, vers 31 tot 34, merk dit in jou Bybel, en wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom. So hoe kom Yeshua? Hy kom in krag en in heerlikheid. Ons het dit nou gelees in Matteus hoofstuk 24, ons lees dit nou in Matteus 25, hy kom in krag en in heerlikheid. Want Yeshua, aan hom kom toe al die krag, al die heerlikheid, al die heerskappy en al die eer en al die nasies sal hom eer en aanbid. Dis wat Daniël hoofstuk 7 sê, dis wat die boek van Openbaring vir ons leer. So wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die nasies, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit, en dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is, sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wêreld af. So hier vind plaas, hierdie goed vind plaas op die aarde. So Yeshua kom, Matteus hoofstuk 24 vers 29 tot 31, hy kom, en hy kom vestig sy koninkryk hier op aarde. Jy lees dit ook in die boek van Openbaring hoofstuk 19. Hy kom om die antichrist uit te wis en die weermag van die antichrist wat optrek. So hy kom om die antichrist uit te wis, en dan kom hy en hy sit sy voet neer op die Olyfberg en hy bevestig sy koninkryk hier op aarde vir 1000 jaar lank. So dis die bevestiging van die koninkryk. Is die bevestiging van die 1000 jaar vrederyk hier op aarde. En nou sê Sagaria hoofstuk 14 vers 16 tot 17 dat wanneer Yeshua hier sy koninkryk gevestig het en die nasies trek nie elke jaar op om die fees van Sukkot of Tabernakels te kom hou nie, dan gaan daar nie reën op daardie land val nie. So die volgende ding wat gebeur na die koms van Yeshua, ek het nou vir jou gesê, die eerste ding wat gebeur is die begin van die smarte, tweedens is die verdrukking, dan is dit die antichrist, dan is dit die groot verdrukking vir 3,5 jaar, dan is dit die wederkoms van Yeshua, en dan kom hy, die 6ste punt, hy bevestig sy koninkryk vir 1000 jaar, en dis die 1000 jaar vrederyk van Yeshua. Wat gebeur wanneer die 1000 jaar vrederyk begin? Die duiwel word gebind, die duiwel word in die afgrond vasgebind. So met ander woorde, daar is nie meer 'n duiwel en demoniese magte wat die mense mislei nie. So die duiwel word gebind. Dis die bevestiging van die koninkryk vir 1000 jaar en is die 1000 jaar vrederyk van Yeshua. Maar hier is iets wat gebeur hier in Matteus hoofstuk 25. As jy sien, hy sit sy troon en wanneer hy op sy troon sit, dan gaan hy soos wat 'n herder die bokke van die skape afskei, dan gaan hy dit doen. So wat gebeur daar? Dit is nou natuurlik die regterstoel van die Messias. Dis die regterstoel van Messias, wat gaan plaasvind nadat die koms van Yeshua plaasgevind het, dan is dit die regterstoel van Messias. So ek lees vir jou in Romeine hoofstuk 14 vers 10, waar hy dit baie duidelik sê, hy sê, maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Alright, van wie skryf hy hier en vir wie skryf hy? Skryf hy vir die sondaar? Of skryf hy vir die gelowige? Luister wat sê Paulus, hy sê, maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of ook jy, waarom verag jy jou broeder? So van wie praat hy? Hy praat van gelowiges. Nou sê hy, en hy praat met gelowiges
en van gelowiges. Hy sê, want ons sal almal voor die regterstoel van Messias gestel word. Wie gaan daar gestel word? Die gelowiges. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê hy verder, want ons moet almal voor die regterstoel van Messias verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed en of dit kwaad is. En hierdie sluit so aan by die boek van Matteus hoofstuk 25, waar hy sê, en die koning het van die aan sy regterhand gesê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die aarde af. So waar is hierdie koninkryk? Hier op aarde. Dis vir 1000 jaar. So my vraag aan jou is, waar vind die regterstoel van Messias plaas? Waar vind die regterstoel van Messias plaas? As ek nou vir jou alles mooi gelys het, begin van die smarte, regdeur tot by sy wederkoms, dan na sy wederkoms is die bevestiging van die koninkryk van Yeshua vir 1000 jaar, die duiwel word gebind, hy is nie meer daar om te mislei nie, en dan vind die regterstoel van Messias plaas. So waar vind dit plaas? Dit vind plaas op die aarde. Alright, kom ek gee vir jou skrif. Alright, voordat ek hierdie skrif gee, wat gebeur by die koms van Yeshua? Wat gebeur by die koms van Yeshua? Vir die wat die uitverkorenes is. Ons het gelees dat die engele gaan die uitverkorenes versamel, en ons weet nou natuurlik volgens 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 1 Korintiërs 15 vers 51, ons weet nou natuurlik dat die wat in Yeshua gesterwe het, gaan eerste opstaan. So daar gaan 'n opstanding plaasvind by sy wederkoms. En dan die wat in die lewe oorbly, gaan verander word in 'n verheerlikte liggaam. Dis wat ons lees in 1 Tessalonisense 4 en ook 1 Korintiërs hoofstuk 15. So daar gaan 'n opstanding plaasvind. Nou luister wat sê die woord in terme van die koms en ook die oordeel wat gaan plaasvind. Lukas 14 vers 14, en hier weer eens praat hy met regverdiges, hy praat nie met sondaars nie, hy praat met regverdiges en hy praat met gelowiges. Lukas 14 vers 14, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie, want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. So wanneer vind die opstanding van die regverdiges plaas? Wanneer vind dit plaas? By Yeshua se wederkoms. Wanneer is sy wederkoms? Volgens Matteus hoofstuk 24 vers 29 tot 31 na die verdrukking. So dis die wederkoms, dan kom hy, elke oog sal hom sien en elke tong sal bely, en dan word sy uitverkorenes versamel, die wat in hom gesterwe het, sal dan eerste opstaan, en dan kom vestig hy sy koninkryk hier op aarde vir 1000 jaar lank. Hier sê hy dit, want dit sal hulle vergeld word in die opstanding van die regverdiges. So ons moet almal voor die regterstoel van Messias verskyn. Hier sê dit weer in 2 Korintiërs 5 vers 10, Romeine 14 vers 10, en hy sê dat ons gaan almal voor die regterstoel van Messias moet staan. Wie gaan almal daar staan? Die regverdiges, om beloning te ontvang vir dit wat ons gedoen het in die liggaam. Nou kom ek vat jou gou na die menorah toe. So as jy kan sien hier by die menorah het al die feeste, en ons begin natuurlik met Pesach, en Pesach is die eerste fees, dis die bloed van Yeshua, en hy het ons kom vrykoop, hy het gekom, hy het gesterwe op Golgotha, en daardeur is hy die lam van Elohim, wat die sonde van die wêreld kom wegneem. So dis die eerste fees. Daarna is dit ongesuurde brode, my en jou verantwoordelikheid om die suurdeeg uit te haal, en hy is in die graf in as ongesuurde brode, en hy is 3 dae, 3 nagte in die graf, en hy staan op. Hoekom? Want daar's geen verrotting in hom nie. Dan op die dag van opstanding, of eerste vrug, het hy uit die graf uit opgestaan, en daarom moet ek en jy 'n opstandingslewe hê. So, die bloed van die lam, ek moet die suurdeeg uit my lewe uit hê, met ander woorde, ek moet in heiligmaking lewe, dan moet ek 'n opstandingslewe moet ek hê, en dan word die gees van Jahwe uitgestort oor my lewe.
So dit is die fees van Shavuot, of nou natuurlik Pinksterfees, die fees van Shavuot. So Yeshua het hierdie eerste 4 feeste kom vervul. Dan die volgende fees waarvoor ons wag is die fees van trompette, Yom Teruah. Wat gebeur by die fees van trompette? Dis die blaas van die trompet. Wanneer die trompet blaas volgens die woord, Matteus hoofstuk 24 vers 29 tot 31, ook 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 1 Korintiërs 15 vers 51, dan ons weet dat die koms van Yeshua kom met die blaas van die trompet. So met ander woorde, dis sy koms waar hy gaan kom en hy kom bevestig sy koninkryk, maar dis die koms van Yeshua. Wat gebeur na die koms van Yeshua? Dit is die dag van versoening. Wat gebeur by die dag van versoening? Dis oordeel. En ons word beoordeel en die wêreld word geoordeel. Maar dis Yom Kippur, dis die dag van versoening. Dit gebeur na Yom Teruah en daarna is dit die fees van tabernakels of Sukkot fees, wat nou natuurlik die bruilof van die lam verteenwoordig, of die koninkryk, die 1000 jaar vrederyk van Yeshua hier op aarde. Dis opgeteken in die feeste. En as jy die feeste nie verstaan nie, gaan jy ook die verkeerde interpretasie kry van die profetiese gebeurtenisse in Vader se woord. So, met die opstanding van die regverdiges is wanneer die regterstoel van Messias verskyn. Onthou, daar is 'n verskil tussen die regterstoel van Messias en die wit troon oordeel. En ek gaan later daarby uitkom. So Openbaring hoofstuk 20 vers 1 tot 4 sê die volgende. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond. En 'n groot ketting is in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang, wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind vir 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp, en hom toegesluit, en dit bo hom verseël. So hier sien ons dat die duiwel word gebind, hy word vir 1000 jaar verseël, toegesluit, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar voleindig is nie. Daarna moet hy 'n kort tydjie ontbind word. So na die 1000 jaar word hy vir 'n kort tydjie ontbind. Nou gaan die woord verder. En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is, en oor die getuienis van Yeshua, en oor die woord van Elohim, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op sy voorhoof en op hulle hand nie ontvang nie, en hulle het geleef en as konings geregeer saam met die Messia 1000 jaar lank. Alright, so mense, hierdie is baie duidelik in terme van die 1000 jaar vrederyk, die duiwel word gebind, dis die koninkryk van Yeshua wat gevestig word vir 1000 jaar lank, en dan word daar trone reggesit, en by die trone is daar dan oordeel. Met ander woorde, dit is Yeshua wat op sy troon sit, en ons sien dit hier in Matteus hoofstuk 25, dat dit korrigeer met Matteus 25, en trone is reggesit, en die oordeel is gegee, en al die siele wat onthoof was, oor watse periode? Oor die groot verdrukking. En elke persoon wat nog in die lewe oorgebly het, wat nie die merk van die dier gevat het nie, en ook nie die beeld aanbid het nie, is voor Yeshua gestel. Dan ontvang hulle loon. Wat gebeur dan? As hulle die loon ontvang, dan kom hulle in 'n posisie om te regeer as 'n koning saam met Yeshua vir 1000 jaar lank. So met ander woorde, ek en jy wat oorwin, ek en jy wat triomfeer oor die werke van die vyand, en ek en jy wat staande bly, net soos wat die woord sê, die wat volhard tot die einde toe sal gered word. As ek en jy volhard tot die einde toe, en ek en jy staan by die bema, en ons staan voor Yeshua, en ons word beoordeel, en ons ontvang die loon vir dit wat ons gedoen het, gaan ons saam met hom regeer as koning en priester vir 1000 jaar lank. My vraag aan jou, waar gaan Yeshua regeer? Waar gaan hy regeer? Waar is sy koninkryk? Waar gaan hy sit? Hy gaan sit in Jerusalem. Dis waar hy gaan wees.
En ons gaan nog steeds hier die wêreld hê, en ons gaan nog steeds die lande hê, reg oor die wêreld soos wat dit vandag is. En nie almal, en nie al die gelowiges en al die regverdiges gaan in Israel kan wees nie. So met ander woorde, as jy dalk in Kreeusdorp bly, of jy bly in Geliksburg, of jy bly dalk in Limpopo iewers, en jy is 'n gelowige van Yeshua, en jy ontvang 'n verheerlikte liggaam, en hy stel jou aan om as koning te regeer, gaan jy heel waarskynlik dalk in daardie area, gaan jy dalk regeer as 'n koning en 'n priester, want Yeshua gaan net op een plek wees op hierdie hele aarde. En daarom het hy mense nodig om saam met hom te regeer vir 1000 jaar lank. Maar Yeshua is koning van alle konings. Hy is alleen die skepper van hemel en aarde. Halleluja! En hy regeer tot in alle ewigheid. Die woord sê, sy koninkryk is 'n koninkryk wat nooit sal vergaan nie. So na die regterstoel van Messias is daar vrede op aarde vir 1000 jaar lank, en ek en jy regeer saam met hom vir 1000 jaar. Halleluja, is dit nie amazing nie? Ek en jy moet uitsien daarna. So na die 1000 jaar volëindig word die duiwel weer losgelaat om die wêreld weer te mislei. So hy gaan die wêreld mislei. Vir 'n laaste keer gaan hy die wêreld mislei. Hy gaan weer losgelaat word, en onthou een ding, dat daar gaan gewone mense wees oor hierdie periode, soos wat ek en jy vandag is. So alhoewel ons die opstanding ervaar het, beteken dit dat ons het 'n verheerlikte liggaam, en ons lewe vir ewig, ons kan nie doodgaan nie, ons lewe vir ewig, en ons gaan saam met hom regeer vir hoe lank? 1000 jaar lank. So dit beteken, ons gaan nie kan sterwe nie. Ons regeer saam met hom vir 1000 jaar lank. Maar nou gaan daar gewone mense wees op die aarde, soos wat ek en jy vandag is, en hulle gaan trou, en hulle gaan kinders hê, en dit gaan gewone mense wees op aarde, wat die besluit kan maak om Yeshua te dien in gees en in waarheid. Om op te gaan na Jerusalem elke jaar, om die fees van tabernakels te hou. En daai persoon kan die besluit maak om sy lewe en sy hart oop te maak, sodat Yeshua inwonend kan wees deur sy gees. Maar daar gaan mense wees wat dit nie doen nie, net soos wat ons natuurlik in vandag se tyd het, gaan mense dit nie doen nie. Want jy sien, hier gebeur iets na 1000 jaar lank. Openbaring 20 vers 7 tot 10. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei, wat in die 4 hoeke van die aarde is, en die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges, en die geliefde stad omsingel, en vuur het van Elohim uit die hemel neergedaal, en hulle verslind, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur van swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. So mense, hier sien ons dat daar is 'n gebeurtenis wat plaasvind na die 1000 jaar vrederyk, die duiwel word losgelaat, en hy mislei mense wat se harte nie op die regte plek is nie, en daardie mense volg die duiwel om weer eens oorlog te voer teen die heiliges en ook teen Yeshua. En hulle versamel en hulle omsingel die geliefde stad Jerusalem, waar Yeshua is, en hulle gaan ook na daar waar die heiliges is, om dan natuurlik oorlog te voer. En dan gebeur daar 'n wonderbaarlike ding. Die hele aarde word verwoes met vuur. Die hele aarde. Maar nou vra jy dalk, maar waar is die mense? Waar is die mense dan? Jy sien, want hier word die hele aarde verwoes met vuur, en die woord praat daarvan in 2 Petrus hoofstuk 3 vers 4 tot 7. Kyk wat sê hy, waar is die beloftes van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos wat dit was van die begin van die skepping af, want moedswillig vergeet hulle dat daar al van lankal af hemele was en aarde wat uit water en deur water ontstaan het, en deur die woord van Elohim, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het.
maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van oordeel en die verderf van die goddelose mense. So wat gebeur hier? Wat se periode is dit? Dit is die periode waarvan Openbaring hoofstuk 20 nou hier praat, waar daar goddelose mense gaan optrek om teen Yeshua en ook sy heiliges te versamel om oorlog te voer, en dan gaan die hele aarde verwoes word met vuur. Alright, so, ek het nou vir jou gelees, ek het vir jou gegee presies alles wat gaan gebeur. Dis die begin van die smarte, dis verdrukking, dis antichrist, dis die groot verdrukking, dis die wederkoms van Yeshua, dan is dit die bevestiging van die koninkryk vir 1000 jaar, dan is dit die regterstoel van Messias, en daarna word die duiwel losgelaat vir 'n laaste rebellie, en wanneer die duiwel losgelaat word, is daar goddelose mense wat gaan optrek saam met die duiwel, en dan word die aarde verbrand met vuur. Okay, maar waar's die mense? Waar is die mense wat Yeshua dien? Waar is ons? Wat gaan met ons gebeur? Jy sê, want nou kom ons by die laaste oordeel wat gaan plaasvind. So waar gebeur dit? Waar gebeur die laaste oordeel? As die regterstoel van Messias hier op aarde was, waar vind die laaste oordeel plaas? Dit vind plaas in die hemel. Want dis die hemelse hofsitting. So in ander woorde, ons word wonderbaarlik weggeruk, en die aarde word heeltemal verwoes en verbrand. Dis wat die woord kom sê, Openbaring hoofstuk 20 vers 7 tot 10, en dan as jy lees van Openbaring 20 vers 11, dan lees jy van die laaste oordeel, of die groot wit troon oordeel. So dit is die hemelse hofsitting wat gaan plaasvind. Kom ek lees gou eers vir jou Psalm 11 vers 4. Kyk wat sê die woord hier. Hy sê, Yahweh is in sy heilige paleis. Die troon van Yahweh is in die hemel, sy oë sien, sy ooglede toets die mense kinders. Halleluja. So waar is die troon van Yahweh? Die troon van Yahweh is in die hemel. Hier sien ons Openbaring 20 vers 11 tot 15, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. Alright, so hier is die aarde weg. Die aarde bestaan nie meer nie, want hy is weggebrand deur vuur. En ek het die dode, klein en groot voor Elohim sien staan. Ek het die wat gesien? Die dode. Met ander woorde, ons wat vir ewig lewe, is nie deel van die wit troon oordeel nie. Ek het die dode klein en groot voor Elohim sien staan, en die boeke is geopen. Wat se boeke is geopen? Wat se boeke is geopen? Nommer 1 is nou natuurlik die woord van Yahweh, ons Elohim, wat geopen word, en dan is dit die boek van werke, wat geopen word, met ander woorde, alles wat jy in jou totale lewe gedoen het, elke sonde en elke ding was in jou lewe opgeteken, alles. Maar vanweë die feit dat ek gewas is deur die bloed van die lam, is my verlede uitgewis, so daar bestaan nie meer in my lewe 'n boek van werke, voordat ek tot bekering gekom het nie, want dis weggewas deur die bloed van die lam. My ou rekords bestaan nie meer nie, halleluja. Maar wanneer ek voor die regterstoel van Messias staan, gaan ek beoordeel word vir wat ek in my liggaam doen. So daarom is dit belangrik dat ek elke dag sal seker maak my saak met Yahweh ons Elohim is reg. Dat ek gewas is deur sy bloed. En onthou een ding, 'n onbelyde sonde is 'n onvergeefde sonde. So ek moet my sonde bely en ek moet dit laat staan. En dan sal ek barmhartigheid kry. So, daar word boeke geopen. Die eerste boek wat geopen word, is die woord. Jy sê, want ek het die woord nou voor my, en ek lees die woord, en daar kom 'n dag, waar die woord teen mense gedraai gaan word. Hy gaan teen mense gedraai word. So die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is. Met ander woorde, sy woord,
dan die boek van werke, so elke ding wat die mens gedoen het, is opgeteken in die boek van werke, en nou natuurlik die woord praat teen jou, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. So met ander woorde, wie verskyn hier by die wit troon oordeel? Dis die goddeloses. Dis die wat sonder Yeshua sterwe. Dis die wat besluit het om sy rug te draai teen die woord. Dis die wat wetteloos funksioneer. Die met ander woorde wat geen behaag het in die totale woord van Skepper lewende God nie. So die dode en die doderyk het voor die lewende God gestaan en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Wat is die eerste dood? Die eerste dood is wanneer ons liggaamlik afsterwe. Dus hoekom sê Yeshua, hy sê salig is die wat deel het aan die eerste opstanding, want die tweede dood het geen mag oor daardie persoon nie. So ek moet deel hê aan die eerste opstanding. Wat is die tweede opstanding? Die tweede opstanding is nou natuurlik die opstanding van die veroordeling. Dus hoekom sê Yeshua in Johannes hoofstuk 5, hy praat baie duidelik, hy sê dat daar kom 'n uur, nie jou verwonder hieroor nie, daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. En die wat goed gedoen het, sal opstaan tot die opstanding van die regverdiges. En die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. So mense, daar's twee opstandings en ek en jy moet deel hê aan die eerste opstanding, want jy sien daar is 'n tweede dood. En ek en jy kan nie deel hê aan die tweede dood nie, want as ons by die wit troon oordeel verskyn, dan is dit verby. Dan is dit verby. Dit is tickets vir daardie persoon wat by die wit troon oordeel verskyn. Hy sê dit is die tweede dood, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Dis ernstige woorde. Dis ernstige woorde. As dit bevind is dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Nou wat gebeur na dit? Nou na die wit troon oordeel sien ons dat nou eers is dit die nuwe hemel en die nuwe aarde. So wat is die nuwe hemel en die nuwe aarde? So alles word herstel, net soos wat dit in die tuin van Eden was. Net soos wat dit in die tuin van Eden was. So daar is heerlikheid op aarde, en die nuwe stad Jerusalem kom af. En wie is in die nuwe stad Jerusalem? Dis dan natuurlik Yeshua. So ons kan inbeweeg in die nuwe stad Jerusalem. Ons het toegang. Halleluja. Ons het toegang tot die nuwe stad Jerusalem, en ons het toegang tot Yeshua, en ons gaan vir ewig lewe. En nou sê die woord, dat daar gaan nie meer son en maan en sterre wees nie, want die lig van Yeshua, sy heerlikheid, gaan die aarde vervul. Halleluja. So dit gaan weer eens wees, soos wat Vader bedoel het, soos wat hy het geskape het oorspronklik in die tuin van Eden, voordat die duiwel alles kom vermors het. So alles gaan weer terugkeer soos met die oorspronklike skepping van die aarde. So daar's 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En nou lees ek in Openbaring hoofstuk 21 vers 1 tot 2. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van Elohim uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. So dis wat opgeteken is in die woord in terme van die nuwe hemel en die nuwe aarde, en dan eers gaan ek en jy die heerlikheid van die lewende God aanskou en ervaar op 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. So met ander woorde, ons is net vir 'n kort tydjie in die hemel met die groot die wit troon oordeel. Die wit troon oordeel of die laaste oordeel. Dis die enigste tyd. En as jy nou kyk met dit wat ek nou al behandel het, ek vat jou terug, so dis die begin van die smarte, dis die verdrukking, dis die antichrist, groot verdrukking, wederkoms van Yeshua, dan is hier die bevestiging van die koninkryk vir 1000 jaar lang, dis die regterstoel van Messias,
en dan is dit ook daarna die duiwel word losgelaat, laaste rebellie, die goddelose mense en die duiwel word op die aarde verbrand, en dan is dit die wit troon oordeel en dan die nuwe hemel en die nuwe aarde. So nêrens in hierdie gedeelte wat ek nou al behandel het, is ons enigstens in die hemel behalwe by die wit troon oordeel. En as jy wil weet wat gebeur by die wit troon oordeel, want jy sien, net soos wat daar hier op aarde 'n hofsitting is, gaan dit ook gebeur in die hemel, dat daar 'n sekere bewysstukke wat ingedra word. Daar is 'n saak wat gestel gaan word, daar is sekere aanklaers en daar is sekere verdedigers en daar is bewysstukke wat ingedra gaan word en daar is ook getuies wat teen die mens gaan getuig. Ek het 'n boodskap daaroor gebring, wit troon oordeel of regterstoel van Messias versus wit troon oordeel. Dit is wel op YouTube beskikbaar wat alles mooi duidelik uiteensit. Maar jy sien dat ons wat gelowiges is, kan onsself nie bevind by die wit troon oordeel nie. Ons moet dit maak en ons moet vashou tot aan die einde toe, want die woord sê, die wat volhard tot die einde toe sal gered word. So, kom ons wees deel dan van die voorbereiding, soos wat Vader Jahwe van ons verwag, sodat ons saam met hom vir ewig kan spandeer in sy liefde en in sy teenwoordigheid. Vir ewig en vir altyd. Dis wat hy vir ons bestem het. Hy het ons nie bestem tot oordeel nie, hy het ons nie bestem om dit te ervaar nie. Dis hoekom hy Yeshua gestuur het, sodat ons hom kan aanvaar as ons verlosser en saligmaker en gewas kan word deur sy bloed en in 'n regstaande posisie kan wees teenoor hom. Nou wil ek vir julle die laaste 2 skrifte gee en hiermee wil ek afsluit. Die woord sê in Openbaring 21 vers 7 tot 8. Hy sê, hy wat oorwin sal alles beerwe. Halleluja! En ek sal vir hom 'n Elohim wees en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die hoereerders en die towenaars en die afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Dit is die tweede dood. Mense, hierdie is 'n baie ernstige gedeelte in Vader se woord. So ek en jy kan nie deel vorm daarvan nie. So waaraan moet ons deel vorm? Openbaring 21 vers 27. En daarin sal nie iets inkom wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. Halleluja! Ek hoop werklik waar dat jou naam is geskrywe in die boek van die lewe van die lam. Want hier kom gee Vader dit vir ons so duidelik in terme van die profetiese vervulling en die tydlyn van wat gaan gebeur na die koms van Yeshua. Want jy sien, by die koms van Yeshua, dis die opstanding van die regverdiges wat gaan plaasvind, en ek en jy moet daar al deel hê aan die opstanding van die regverdiges, sodat ons kan inpas in die profetiese tydlyn wat Vader vir ons instoor het, sodat ons aan die einde van ons dae kan kom en sê, waarlik, my naam is geskrywe in die boek van die lewe van die lam. En dat ons die nuwe hemel en die nuwe aarde sal beerwe. Dis tog wat hy sê, hy wat oorwin sal alles beerwe. Alles beerwe. So ek is 'n erfgenaam van Yeshua, of die lewende God, 'n mede-erfgenaam van Yeshua. So mense, dis belangrik dat ek en jy sal oorwin. Dis belangrik dat ek en jy sal vashou tot aan die laaste gebeurtenis van hierdie aarde, en dat ons sal oorwin, dat ons sal triomfeer as meer as oorwinnaars in die naam van ons meester Yeshua. Halleluja. Ek hoop hierdie maak dit baie duidelik in terme van die profetiese vervulling van wat alles gaan plaasvind na die koms van Yeshua, en dat dit duidelik gemaak sal word en duidelik sal wees vir elke een. As daar enige iemand is wat vra het, julle is meer as welkom om my te kontak, los 'n boodskap, kontak my op my WhatsApp, julle is meer as welkom om dit baie meer te verduidelik. Nou ja, ek het ongelukkig nie die tyd om alles te hanteer nie, want nou natuurlik, voor die koms van Yeshua, in die boek van Openbaring, is daar sekere goed wat gaan gebeur.
As jy gaan kyk, daar is seels wat opgemaak gaan word, daar is trompette wat gaan blaas en daar is skale wat uitgegooi gaan word. Daar is sekere gebeurtenisse wat gaan plaasvind, maar ek kan nie al daardie goed inbring in hierdie boodskap nie, maar is belangrik dat ek en jy sal weet, wat is die profetiese tydlyn? Halleluja. Kan ek jou 'n vraag vra, voordat ek afsluit, voordat ek saam met jou wil bid? Ek wil jou hierdie vraag vra. Is jy seker dat jou naam is geskrywe in die boek van die lewe van die Lam? As jy vandag onseker is, wil ek saam met jou bid. Ek wil saam met jou bid. Al het jy die sekerheid, wil ek ook saam met jou bid. En ek wil bid dat Vader jou sal toemaak en sal beskerm en sal behoed en bewaar vir dit wat gaan plaasvind hier op aarde. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat ons u naam kan aanroep. Vader, dankie dat ons weet, u is die Heilige van Israel. U is soewerein en almagtig. Vader, u arm is nooit te kort om uit te help nie. U oor is nooit te swaar om te hoor nie. En ek bid nou, Vader, vir elke persoon wat onseker is in hulle hart, dat hulle saak met u reg is. Vader, as daar enige onsekerheid is oor die feit dat hulle name in die boek van die lewe van die Lam opgeteken moet wees. Vader, bid ek dat u nou kalmte en vrede sal gee. Vader, ek vra dat u hulle gees en hulle hart sal kom reinig vandag. Vader, dat hulle bewus sal wees van u teenwoordigheid. Ek bid vir die bloed van die Lam om nou te kom skoon was van alle sonde en ongeregtigheid en elke twyfel wat in hulle harte kan wees. Vader, as daar enigiets is in mense se lewens wat hulle weerhou om die gawe van die ewige lewe te beerwe, Vader, bid ek nou dat u elke werk van die vyand sal bind en breek en kanselleer oor mense se lewens. Vader, dat mense die besluit sal maak om te sê, maar ek wil Jahwe dien in gees en in waarheid, soos wat Josua gesê het, maar ek en my huis, ons sal Jahwe dien. En Vader, dat ons dit sal doen met 'n blymoedige hart en met ywer en met passie en met oorgawe. Ek bid, Vader, dat u sal vergewe, dat u nou sal kom verlos, Vader, dat u die sekerheid sal gee, Vader, waar elke persoon sy sonde bely en laat staan, dat die barmhartigheid van Jahwe ons Elohim nou oor elke persoon sal wees. Vader, ek bid ook vir elke persoon wat wel die sekerheid het, wat wel weet, maar hulle name is opgeteken in die boek van die lewe. Vader, ek bid dat julle behoue sal hou, dat julle sal vashou by die hand, en Vader, u woord verklaar, dat u hou ons in die holte van u hand, en daar is niks en niemand wat ons ooit uit u hand uit sal ruk nie. Ek bid, Vader, vir vrede en kalmte en rustigheid, Vader, terwyl al hierdie dinge besig is om te gebeur voor ons oë, en ons besef dat ons is in die laaste dae, Vader, vra ek dat u ons sal toemaak met u beskerming, met u bloed, en met die hand van Jahwe oor ons lewe. Vader, wees met elkeen van ons. Dis ons gebed, dis ons uitroepe vandag, Vader, in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, halleluja, loof sy naam. Dit was so aangenaam om met jou te kan gesels. Baie dankie dat jy deel is van hierdie bediening. Dankie dat jy deel is van ons gemeente en ons aanlyn familie. Nou ja, van my kant af, Rian Abri, wees geseën. Tot volgende keer. Shalom.